Here, U het vir ons geroep om vanoggend hier in U naam by mekaar te wees. Baie dankie daarvoor. Dankie dat U ons gekies het en nie verbygegaan het nie. Ons bid nou, Here, dat ons saam wees, ons sang, ons gebede, ons verkondiging van die woord, die gehoorsaamheid daaraan, ons dankoffers, ons skeiernaaitheid saam met die tee en die koffie, alles sal wees tot eer van die naam. Amen. Genade en vrede vir jou, van God ons Vader, van Jesus ons Here en van die Gees van God. Amen. Ons skriflesing, Johannes hoofstuk 10. Terwyl jy daarin blaai, ons is nou, as ek reg tel, die 4de boodskap oor die ek is uitsprake van Jesus. In die eerste plek is dit na aanleiding van Exodus, hoofstuk 3, wat hy sê, soos wat God gesê het in Exodus by die brandende bos, ek is, sê Jesus ook, ek is, maar waar daardie God wat gepraat het met Moses, daardie God van die Ou Testament, dis ek. Dis iets wonderliks. Ek wil nie vooruit gaan nie, by Johannes hoofstuk 14, as ons by die volgende, een van die volgende ek is uitsprake kom, gaan ons meer daaroor sê. Maar as jy wil weet hoe God is, luister dan hier, want Jesus is God. En wanneer hy praat, dan praat hy namens die Vader, die Seun en die Heilige Gees, hy praat namens God. En dit bring my by dan die wonderlike. Ek gaan net eers die gedeelte lees, Johannes hoofstuk 10, daar is 2 ek is uitsprake in Johannes hoofstuk 10, ek gaan net na die eerste ene kyk, die nuwe vertaling sê ek is die ingang, die letterlike, die oorspronklike, die ou vertaling sê ek is die deur. Deur, wat oopgemaak word, ingang, deur te wys daar is die toegang. Nou gaan ek net eers weer lees, Johannes hoofstuk 10 van vers 1 tot vers 10, en daarna gaan ons in detail kyk. Ek wil hê jy moet net luister. Hoe en wie en wat God is, hoe hy homself openbaar. Voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingang, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem, en hy roep sy skape by hulle naam, en lei hulle. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom af wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy tot hulle gespreek het nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ons lees net tot sover toe. Kan jy hoor? God maak homself bekend. Dan is dit nie deur vuur en donderweer en oorlog en wraak nie, maar deur te sê, ek is die deur, kom na my toe, ek is ontvanklik. Ons het geen beheer daaroor nie. Die Here openbaar homself
net soos wat hy wil. En hy kies om te sê dat in vanoggend se boodskap, hy is vir ons 'n ingang na hom toe. Hy gaan vir ons oorvloed gee. Ongelooflik. Kom ons kyk bietjie. Vers vir vers. Voorwaar, ons ken dit mas, amen, amen. Asof dit nodig is dat die Here moet sê, ek bedoel dit regtig, sê dit nogtans. Ek verseker julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy's 'n dief en 'n rower. Ons het net in die 2 vorige hoofstukke 2 voorbeelde daarvan. Van hoe lyk iemand wat 'n dief en 'n rower is. Almal godsdienstige mense, kerkmense, evangeliese mense. Die eerste voorbeeld, die vrou wat in ontug gevang is. Op die daad is sy gevang, waar sy egbreek pleeg, waar sy seksueel sondig. Interessant, die man is nie hier nie. Dit is interessant, die mense kom na Jesus toe en sê, Moses sê, ons moet haar stenig, wat sê u? Hulle moes self gesê het, as Moses dit sê, dan doen ons dit. Maar hulle kom en hulle gebruik 'n vrou, wat in skaamte 'n sonde gedoen het, wat ook al haar rede is. En hulle maak van haar 'n instrument, om vir Jesus te probeer bykom. Verskriklik. Ek wil nie oor die gedeelte praat nie, maar dat jy iemand kan gebruik, om iemand anders by te kom. 'n regte dief en 'n regte rower. Die tweede voorbeeld, in hoofstuk 9, as hierdie verhaal verby is, en Jesus het klaar gesê, ek is die lig vir die wêreld. Dit was een van die vorige laasweekse gedeelte, wat ons gepraat het oor die ek is. Ek sê lig vir die wêreld. Dan stap hy verby en sien hy 'n man daar, wat blind gebore is. En hy raak hom aan. En hy genees hom. Ek sal terugkom daarna toe. Ek wil net eers noem wat die mense toe doen. Die kerkmense doen. Wie is jy? Waar kom jy vandaan? Wie het jou oë oopgemaak? Hy kan mos nie die Christus wees nie. Wat hy dit op die Sondag gedoen. As jy erken dat hy die Christus is, gaan ons jou uitban. Sy ouers is bang daarvoor, hulle sê, die vra vir homself. Weereens wil ek nie oor hierdie gedeelte praat, baie daaroor praat nie. Maar ek wil net hê jy moet hierdie gesindheid sien. Hoe hulle, in plaas daarvan om saam met die man bly te wees en te sê, prys die Here. Hy is genees. Hy self sê, daar was geen voorbeeld gewees van 'n blinde wat genees is nie. Maar ek dink is Jesaja 35 wat sê, en dis die gedeelte wat Jesus aanhaal ook, as Johannes die doper in die tronk sit en begin twyfel, gaan sê vir Johannes, blinde sien. Blinde sien. En hier kom Jesus, en ek gaan bietjie vooruit, en hy openbaar homself, as die met oë oopmaak. In plaas daarvan dat mense saam bly sal wees daaroor, maak hulle van hom 'n pion, en hulle ruk en pluk op bene weer, en uiteindelik sit hulle ons onder sensuur en hulle jaag hom uit. Dis wat kerkmense gedoen het. Maar iemand wat van 'n ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower, wat geen genade vir die skape het nie. Maar hy, wat by die deur aangaan, is 'n herder van die skape. Dit kan op 2 maniere verstaan word. Dat dit direk van Jesus praat. En ek hou daarvan. Hy is die herder van die skape. Ons sal
by 'n volgende geleentheid meer daaroor praat, want die volgende gedeelte, nou is ons, Jesus sê ek is die deur, die volgende gedeelte sê ek is die herder. Maar sien maar net raak, dat hy 'n herder is, wat omgee. Hier is 'n arme blinde man, en hy raak hom aan. Dis hoe Jesus was toe hy op aarde was. Dis hoe God is, want Jesus is God. Hy gee om vir mense. Hy raak hulle aan. Hy is vir hulle goed. Hy is die goeie herder. Hy is die deur. Hoe weet ons dit? Ons weet dit, want soos het geprofeteer, hy wat die blinde se oë oopmaak, hy is die Messias. Hy kom in gehoorsaamheid aan God, en hy kom na die skape toe. In sy goedheid toon hy dat hy die herder is. Ek onthou, ek het gehoor van die een plaasboer wat tot bekering gekom het. Toe vra hulle vir hom hoekom. Toe sê hy, weet jy, die Here is my so goed. Dit gaan goed met my kinders. Dit gaan goed met my gesaaides. Dit gaan goed met my kinders. God is my so goed. Ek kan nie anderster as om myself aan hom te gee, te sê, Here, ek is tot beskikking van U nie, want U is my goed. Hy is die goeie herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop. Nou, hierdie verhaal moet mens nie in elke ding probeer 'n toepassing maak en sê, die deurwagter is dit en dit, of so en so nie. Mens moet die geheelbeeld sien en sê, daar's 'n openheid na die skape toe. Die deurwagter kan die duiwel wees of dit kan wie ook al wees, maar het kan ook jou eie voorveronderstellings wees. Ek is bang om myself vir die Here te gee. Maar as ek sy goedheid sien, dan maak hierdie deurwagter by my oop en sê, ek is bereid om vir U toe te laat in my lewe. Kom verheerlik Uself in my lewe. Kom lei vir my, kom gee vir my genade. So die deurwagter kan ons maar net verstaan as die ene wat, of dit, wat 'n openheid bring, vir die herder in te kom. Vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem. En hoor dan, en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. Dit is bekend genoeg, ek hoef nie daaroor te sê nie. Maar daardie tyd het die mense hulle skape geken. Hulle het in elk geval voorgeloop en die skape het agterna gekom. En u ken mos ook nou die verhaal, jong skapies, lammers, volg die ander skape. Groter skape volg die herder. Maar hy ken hulle by die naam. Nou wonder ek, wat sy naam het hy vir hulle gegee. Ek het daarom al baie name gehoor van Hans Lammers en goeters. Maar so het hy hulle by die naam geken. So ken hy sy kinders. Elkeen by die naam. En hy roep hulle by die naam uit. Ek het iets anders gehoor wat vir my baie interessant was. Wat 'n persoon gesê het, die Here het baie kinders, maar ek is sy gunsteling. En so voel elkeen van sy kinders. Die Here is vir my so goed. Ek is sy gunsteling. Maar so kan die ander net ook sê, ek ervaar sy goedheid. Ek is sy gunsteling. Hy roep hulle, en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. As ons daarom net meer kan verstaan. Die leiding van die Here. In Psalm 23 sê, partykeer gaan dit deur 'n dal van doodskaduwee. Maar dit eindig ons nie daar nie. Na die dal van doodskaduwee, U laat my by 'n feesmaal aansit.
as ons net kan leer om die herder te vertrou, om nie vas te steek nie, maar te volg. En uiteindelik werk hy deur sy gees so, dat hy sy kinders so lei. En hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit. Nie voor almal nie, voor sy eie skape. Hier is dit baie eksklusief, hoe Jesus praat oor die wat syne is. Ons kan terugdink na Johannes hoofstuk 9. Jesus gaan soek weer daai blinde op en sê, weet jy wie ek is? Ek is jou verlosser. Ek die met jou oë oopgemaak het. Ek is jou herder. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit. En die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Iemand wat 'n Christen is, ken die stem van die Here. Hy sê nie, hulle moet my stem nie ken, hulle sê hy ken dit. Die skape ken sy stem. Hy verduidelik dit verder. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom af wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Ek dink baie van ons het al beleef, dat jy in 'n situasie kom, kerklike situasie, dan word daar sekere dinge gepreek, en daar word sekere dinge gedoen, en daar word op sekere manier gereageer, wat jy net vir jouself sê, ek voel nie tuis hier nie. Dis nie vir my nie. Dis 'n vreemde stem. Maar is dit ook al gekom in situasies, waar ons heeltemal vreemd is, nou kom ons, en dan hoor ons die verkondiging van die woord. Ons sien die saamwees van die mense, dat jy vir jouself sê, almal is my vreemd, maar ek is tuis. Ek hoort hierso. Die skape ken sy stem. En hulle sal nooit die stem van die vreemdes volg nie. Jy sal 'n rukkie sit daar, luister, maar uiteindelik sê jy sê, ek wil nie. Dis 'n vreemde stem. Vreemde dinge. Ek wil dit nie hê nie. Ek wil 'n ander stem hoor van my herder. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy tot hulle gespreek het nie. Hy het oor die algemeen met mense gepraat. Hy het met die Fariseërs en die Sadduseërs en skrifgeleerdes en met die Jode gepraat, maar hulle het nie verstaan nie. Hoe kan dit wees dat hy my by die naam noem, dat hy my roep, dat ek syne is, dat ek weet is my herder. Party mense sal vir jou sê, dit maak vir my geen sin uit nie. Ek verstaan dit nie. Nou hoop ek, nee, ek bid, dat jy dit sal verstaan. Dat jy sy stem hoor, en dit wat ek beskryf het hier, dat jy verstaan in dit wat gesê word. Vir party mense is dit Grieks, of Spaans, of Portugees, of wat ook al. Hulle verstaan dit nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê, dit is eintlik 'n tweede gelykenis. Daar's 'n paar verhale hierin. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar. Hy sê dit weer, gebruik weer die woorde amen, amen, dit staan vas. Julle kan verseker wees. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Hier is die herder, hier is die skape. Hoe kry hierdie herder toegang tot die skape?
nie in die eerste plek hoe kry die skape toegang tot die herder nie, maar hoe kry die herder toegang tot die skape? Jesus sê, ek is die deur. Geen ander deur nie, net ek. Ek is die deur van die skape. Daar's net een manier. En ek weet ek beperk myself, want dit gaan meer by 'n volgende keer. Daar's net een manier om by die skape te kom. En dit is die Here Jesus. Ek is die deur. Ek is die toegang van die Vader na die skape toe. Die Vader kan net by sy skape uitkom deur die deur, deur die Here Jesus. Daarom het hy sy seun gestuur en gesê, gaan. Ek is lief vir hulle, ek wil weer by my skape uitkom. Gaan maak jy die deur vir hulle oop. Gaan wees jy vir hulle die deur. Ons weet maar waarop dit deurkom. Kan ek maar vooruit spring? Die herder lê sy lewe af vir die skape. Oor sy dooie liggaam, oor sy bloed, dis die deur na die skape toe. Dit wat hy gedoen het. Ek sê vir julle, ek sê vir julle, ek is God. Nie 'n stuurling en 'n huurling nie, maar God. Ek voorsien self vir die deur om na die skape toe te kom. Ek is die deur vir die skape. Almal wat voor my gekom het. Dis waaroor ek net toe gepraat het. Dis party mense wat sê, jy moet dit en dit doen. Ek het laasweek het ek vir u genoem en gesê, Jesus het die klei aangemaak van sy spoeg. Die klei aangemaak en het aangesmeer. Hoekom het hy dit gedoen? Hoekom het hy dit op die Sabbat gedoen? Hy wil 'n streep trek deur allerlei ander maniere wat mense sê jy kan by God uitkom. Deur allerlei magnies. Daar's baie dinge wat ons nie mag doen nie. Maar daar sekere dinge wat mense sê wat jy nie mag doen nie. Een van die dinge was jy mag nie nie. Jy mag nie dakke aanmaak op die Sabbatdag nie. Jesus sê, van my spoeg maak ek dakke aan, ek maak modder aan. Dit verhinder nie mense om by my te kom nie. Hoekom doen net op die Sabbatdag? Om vir hulle te wys. Die nakoming van die Sabbatdag, soos vir daardie mense dit doen, wat dit vir hulle 'n las geraak het. Dis nie manier nie. Dis nie deur jou dade nie. Dis nie deur dit hou van die wet nie. Dis deur die Here Jesus. Sy offer. Hy is die deur. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape luister nie na hulle nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En jy sien passief, hy red hom nie self nie. Hy sal gered word. Jesus reik uit na die blinde toe. Die blinde kom vra nie eers nie. Hy kom raak hom net aan. Hy sal gered word. Die reddingswerk is van die Here Jesus af. Hy roep jou by die naam. Hy maak jou syne. Hy sal gered word. Want daar's 'n deur. En daardie deur is die Here Jesus. Hy maak dat God deur sy gees weer by hulle kan kom. Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal ingaan en uitgaan en wyding vind. 'n Lewe van oorvloed. Nooit baie nie, maar altyd genoeg. Waters waar daar rus is, groen weivelde, want daar is 'n herder wat vir my lei. Hy lei sy skape waar hy wil hê hulle moet wees. Hy weet waar sy water waar is. Hy weet waar sy groen weivelde.
Hy weet ook wat jy nou nodig het. En dan gee hy vir jou dit wat nodig is. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle 'n lewe kan hê en dit in oorvloed. O, as ek hoor ander godsdienste. Jy is net seker van saligheid as jy jou lewe prysgee op die oorlogsveld. Die boeddhiste, jy moet elke keer moet jy probeer om beter te word en beter te word. Miskien sal jy eendag by die Here uitkom. Nee. Ek is die ingang, sê Jesus. Ek is die herder. Ek maak die deur oop. Ek is. Dit is hoe God is. As hy sê ek is, en sê hy, as God, sê ek vir julle al hierdie dinge. Beeste herkou mos so in die aande dit wat hulle gevreet het. Mag die Here vir ons genade gee, 'n bietjie aan hierdie gedeelte te herkou en te dink oor wat die Here vir ons wil sê. Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Ons het in die begin gesê, ons het geen beheer daaroor, oor hoe jy jouself openbaar nie. Dit was in u wil gewees. Maar u openbaar jouself as die goeie herder, as die deur, as die een wat sy skape by die naam ken, en aan hulle roep, en hulle die beste wil gee. Nie wil gee, nie gee. Daar waar daar soveel huiwering nog in ons, en ongeloof in ons harte is, Here, help ons om skanse te laat vaar. U wil te aanvaar vir ons lewens, al lyk dit hoe donker, hoe deurmekaar. U weet wat vir ons die beste is, en u lei vir ons. Ons eer u daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid van die Gees van God, aan ons sy genade gee. Amen.